ons te bedien vanoggend. To the great I am, to you I sing, for you are the one who reigns within my heart, and I will serve no foreign God.
change. You are awesome in this place. You are the faithful God. Mighty God. We worship your name. You are awesome in this place. Jesus. Mighty God. Lord Jesus. You are awesome in this place. Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty Yes, God. Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word this Halleluja. morning. Julle mag sit Thank in you, die teenwoordigheid van die Here. In die oggendure wil ek van die geleentheid gebruik maak om die Heilige Gees in ons midde te begroet. Ons pastoor met sy vrou is gebegroet. Die manne van die Here is gebegroet. In die oorwinnende naam van Jesus. Die Big Five is gebegroet in die wonderlike naam van Jesus. Elke moeder, elke broer, die sonnaskool, elke kindjie is gebegroet. In die naam wat nooit verander nie. Dit is die naam wat blindes laat sien. Dit is die naam wat dowes laat hoor. Ek prys die Here. Ek dank Sondag, terwyl ouderling Januarie ons na die Flair toe roep, sê die man van die Here, wie gaan wat doen? En elkeen kry nou sy taak. Nou ek is maar iemand wat baie gehoorsaam is. Ek gaan nie murmureer omdat die Here my uitverkies het nie. Want ek dank maar Patrice, daar was 'n tyd in my lewe wat ek gelyk het en gepraat het asof ek die Here dien. Omdat ek in 'n goddelike huis groot word. Maar ek dank ek kan elke skrif kan ek quoteer. Maar daar breek 'n dag in my lewe aan waar ek hoor ek moet nie 'n moordenaar wees van my siel. En ek besluit om die Here 'n kans te gee in my lewe. En ek dank dat Dinsdag aan noem my suster iets en die Heilige Gees vra vir my, Veronique, nou wat verhinder dan vir jou? Jy dien aan die Here. So wat verhinder vir my? En die gedagte kom by my in Numeri 17, waar die Here vir Moses 'n opdrag gee. En hy sê, kies vir jou 12 stamme uit. En die een wat ek uitverkies het, sy staf sal bloei. En die Here bemoedig my, jou staf het gebloei. Jy is uitverkies. Jy is geroep vir 'n tyd soos hierdie. O, Messias, ek prys U. Ek aanbid U. Ek eer U. Dankie, Here, vir die redding van my siel. Ek dink ek sit ouderling sê, hier's oor genoeg tyd, ek kan sit met die woord. En ek sê vir die man van die Here niks nie. En
Ek sit met die woord, dis nog maandag vakansie en hulle weet mos, ek het mos ook klomp kinders. Kinders boet kan nie met die woord sit nie. En ek dink van Dinsdag het word ek stil. Voor ek vergeet, ek wil vir my ma en my pa dankie sê, wat vanoggend in die huis is. Toe ek vir hulle Sondag sê, maar ek gaan die woord bedien ewige lus nou, my ma is mos nog van hy, hulle, lei net hulle kerk het nie. En my ma sê vir my ook, ek het die gewoonte om vir haar te manipuleer, as ek het so mag noem. Ek sê, ma, kyk vir Pietro en vir Hilton, ek dien die Here. Mami moet kom, mami moet na my kinders kyk, van ek dien die Here. En sy sê, altyd, sy kyk na my kinders nie vir wat se rede nie, maar omdat ek die naam van die Here groot maak. En omdat sy die gawe wat die Here op my lewe gesit het, verstaan sy. Prys die naam van die Here. Voor ons na die woord van die Here toe gaan, ek wil nie lang is nie. Okay. Prys die Here. Voor ek na die woord van die Here toe gaan, wil ek vir julle die lied sing. Prys en ek weet nie of julle vir hom ken nie. Prys die Here, is julle reg. Ek het vanoggend gepractice met die broers, prys die naam. Ek wil my man begroet, die worship team, die dryfkrag agter my. Glory vir die Here. Halleluja. Dag na dag is ek by jou. My gees is by jou. Ek sal jou vir altyd veilig hou. Dis die belofte van die Here. Dag na dag is ek by jou. Om jou styf vas te hou. Ek sal jou vir altyd veilig hou. Dag na dag is ek by jou. My gees is by jou. Ek sal jou vir altyd veilig hou. Dis die belofte van die Here. Dag na dag is ek by jou. Om jou styf vas te hou. Ek sal jou vir ewig en altyd, vir ewig en altyd. Dag na dag is ek by jou. My gees is jou. Ek sal jou vir altyd veilig hou. Dag na dag is ek by jou. Dankie, Here Jesus. U verlaat my nooit. Ek sal jou vir altyd. U hou my veilig. Here, U hou my veilig in die skry. Dag na dag is U by my. My gees is by jou. Ek sal jou vir halleluja. Dag na dag is ek by jou. My gees is by jou. Ek sal jou vir altyd veilig hou. Dag na dag sê die Here, dag na dag is ek by jou. Om jou styf vas te hou. Ek sal jou vir altyd veilig hou. Dankie Here. Dankie Here Jesus. U verlaat my nooit. Ons aanbid die naam
Ek aanbid U naam. Ek aanbid U naam. Jesus. Halleluja. Hallelujah. U is altyd by Messiah, ons my. aanbid U. Here, U Messiah, ons eer verlaat U. my nooit. Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. U sal my vir altyd veilig. Ek is veilig by die Here. Ek is veilig by die Here. Want die mag kom, my stryd. Ek is veilig. Halleluja. Jesus, ek eer U. Ons aanbid U naam. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Veilig. Halleluja. Ek sal U vir altyd veilig hou. Voor ek na my woord toe gaan, is die lewe van Jesus altyd vir my iets wat uitstaan. Ek dink die woord praat in Jesaja 53, waar die woord sê dat hy was verag deur die mens. Die oë van die mens kon hom nie aanskou nie. Dat is hoe hy gemartel was. Dat is hoe hy gekruisig was vir my lewe. Hy wat geen sonde geken het nie, moes kom sterwe sodat ek kan lewe. Ek dink die woord van die Here sê toe ek nog gespartel het aan my bloed, het hy gesê aan my bloed lewe. Dit is hy wat die woord van die Here van praat terwyl hy die vrou bring. Sy wat betrap was. En mense het gedink haar storie eindig daar. Maar terwyl hulle haar kruisig en terwyl hulle haar wil stenig, hulle kon dit nie doen nie. Want die woord van die Here sê, jy wat die eerste klip, jy wat die sonde het nie, gooi die eerste klip. En God skryf 'n nuwe storie. God verander haar lewe. God wat dood is, maak hy lewendig. Dit is van hom wat ek praat. Toe ek gedwaal het soos 'n skaap, al het hy die 99 by hom, maar hy kom soek vir my, wat daar dwaal. Dit is wie die Here is. Dit is wie die Here is. Hy is die aannemer van 'n persoon. Prys die naam van die Here. Ek gaan na my woord. Ek dink terwyl hulle 'n bespotting van hom maak, hulle sit 'n kroon van dorings op sy hoof. Hulle sit 'n riet aan sy sy. Hulle buig voor hom neer om hom te bespot. Hulle trek vir hom 'n purperkleed aan. Maar een ding wat hulle nie meer in rekenskap hou nie. Toe hy moes opgaan na die kruis, toe moes hulle van die purperkleed uittrek. En sy goddelike kleed vir hom aantrek. Mense mag jou bespot. Mense mag jou bespot. Maar aan die daar sal 'n einde kom. Daar sal 'n einde kom. En elke stryd, en elke probleem, daar is 'n vervaldatum. Hulle mag jou bespot. Hulle het hom ook bespot. Hy was gebore om gesterwe. Hy was gebore en die dood hang oor sy lewe. Van sy geboorte af. Want hy moes gaan sterwe, sodat ons kan lewe. Ek dink dat ek is geleer by my ouers dat my pa is baie lief vir die woord en hy sê dat
In die Ou Testament moes hulle altyd bokke en wat ook al gaan offer het. Maar hier kom Jesus. En hy betaal vir ons die prys. Hy betaal vir ons die prys. Halleluja. My woord is volgens opgeteken in 2 Kronieke, hoofstuk 20. Halleluja. Jesus. As julle het, kan julle amen sê. Die woord van die Here, ek gaan nie alles lees nie. Die woord van die Here in 2 Kronieke 20 praat die Here in vers 15. Ek lees nou so 'n bietjie aan. Nou as ons die gedeelte ken van Josafat. Waar Josafat gehoor het dat die Moabiete en die Ammoniete reële veldtog teen hom. En die woord van die Here sê dat Josafat word toe bang. En hy gaan soek toe hulp by die Here. En die Here antwoord in vers 15 en hy sê, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeruel woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie, sê die Here. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle tegemoet, die Here sal by julle wees. Nou, die Moabiete en die Ammoniete trek op teen Josafat, omdat hulle wil sy land in besit neem. Nou as ons vanoggend met 'n geestelike oor luister, dan wil ek vir julle vanoggend bemoedig deur te sê dat die vyand lê beslag op jou erfenis. Die woord in Psalm 8 sê dat Dawid vra vir die Here, wat is die mens dat U aan ons dink? Die mense kind dat U ons besoek, het hulle wyne gemaak as 'n goddelike wese en met eer en met heerlikheid bekroon. Waar die woord in Jesaja praat, waar die Here homself praat en hy sê ek deel my eer en my heerlikheid met niemand nie. Maar hier word ons bekroon met eer en met heerlikheid. Verstaan julle daai? God wat sy eer en sy heerlikheid met niemand deel nie, maar hy bekroon ons daarmee. Nou kom die Ammoniete, hulle hou 'n veldtog teen Josafat, omdat hulle wil sy erfenis wat sy voorouers aan hom gegee het, wil hulle in besit neem. Nou sê ek vir julle, die duiwel lê beslag op jou erfenis. Hy lê beslag op dit wat die Here op jou lewe gesit het. En Josafat word toe bang. Nou as 'n kind van die Here, wanneer hy mos 'n stryd in die gesig staar, eerste ding wat 'n mens mos maar doen, sy gaan soek jou hulp by die Here. En hy bid. En die woord, die antwoord kom in vers 15 waar die Here sê, moenie bang wees. Moenie vrees nie. Die geveg is nie joune nie. Die geveg is nie joune nie. Wat wil ek volgens vir iemand sê? Nou, as 'n mens mos in 'n geveg gaan, dan moet jy mos 'n uitrusting hê.
boxing gloves. Nou vanoggend wil ek vir iemand sê, raak ontslaaf van jou boxing gloves. Die geveg is nie joune nie. Die geveg is die Here se. Raak ontslaaf van jou boxing gloves. Die Here sê aan ons sy woord, julle moet stil as en weet dat ek is God. Ek stry vir julle. Nou wat soek ek met boxing gloves in my hande? Reg vir 'n geveg. Die woord sê dan in Spreuke, perde kan hoe afgerig word. Maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Dit is die Here wat die oorwinning gee. Die geveg is nie joune nie. Die geveg, hoekom word ons moeg van die Here sê dan aan die woord, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Want ons gevegte wat aan ons behoort nie. Raak ontslaaf. Raak ontslaaf van jou boxing gloves. Waar ek altyd wil sê, hoe jy ken my nie. Jy ken my nie. Die geveg is nie myne nie. Glory! Here ek eer U. Yes! Halleluja! Nou ek kan volgens so praat. Want ek dink in ons familie het ons die geneigtheid om te sê, ek is 'n Stewens. Jy ken my nie. Maar die Here sê vir my, trek uit. Mense mag jou verneder. Mense mag vir jou sleg sê. Hou jy jou mond, ek sal vir jou stry. Ek sal vir jou stry. Nou, hulle word bang. Die Here sê, moenie vrees nie, die geveg is nie joune nie, dit behoort nie aan jou nie. En die al wat, nou baie keer, die al wat die Here vir hulle sê, is neem posisie in. Niks nodig om te praat nie. Niks nodig om te veg nie. Niks nodig om te sê nie, maar jy neem net jou posisie in. En kyk hoe gee ek vir jou die oorwinning. Ek dink ek noem 2 weke terug, noem ek die ding by die sanghand en ek sê dat David sien kans om vir Goliat te gaan verslaan. En Saul sê vir David, maar hy is te klein, hy ken nie van veggie. Hy is 'n skaapwagter. En Saul besluit maar, hy gee vir David sy drag, soos om hom nie kom aan te trek. En die moment toe David dit aantrek, toe voel hy ongemaklik. Want hy ken dit nie. Nou baie keer in die lewe moet ons uittrek wat ons ongemaklik laat voel. Een van die redes hoekom David vir Goliat verslaan het, want hy het uitgetrek waarin hy nie in gewoond is nie. Baie keer wil ons nie ontslaaf word nie. Ons hou vas. En ek dink die Here sê, neem net posisie in. Al wat ons moet doen. Sy gaan jou oorwinning mis as jy nie in posisie is. Die oorwinning wat die Here vir jou bewerkstellig, gaan jy mis. Omdat jy nie in posisie is nie. En ek dink die Here, die woord van die Here praat verder. En hy sê dat terwyl hulle opgaan, staan die voorsangers voor. En hulle sing en hulle sê aan sy liefde is daar geen einde nie. Baie kere wil ons in ons stryd net oor ons stryd praat. Ons kan nie eer gee aan die Here nie. Van Paulus en van Silas, toe hulle die Here begin eer, toe breek hy die Here. Ons sien die verandering hier wanneer hy klaar
beveel. Sy kan sommer in my gesig sien. Die stryd is ewig. Maar ek wil iemand vanmôre bemoedig. In jou stryd, gee hom die eer wat hom toekom. Gee hom die prys wat hom toekom. En hulle neem posisie in. En terwyl die woord van die Here sê verder, terwyl die voorsangers besig is om te sing, bewerk die Here aanval teen hulle vyand. En toe hulle broer Warren op die uitkykpos kom, toe lê hulle vyand soos lyke. Dat is wat die Here doen. Dat is wat die Here doen, man. Wanneer jy op die uitkykpos kom, dan sal jou vyand vernietig word. Die gedagte sê dat in Jesaja sê, jy sal soek die wat teen jou veg. Hulle sal word soos niks, sê die Here. En hulle sing hier, die Here, ons is bevrees, want die Here het gesê, moenie bang wees nie. Die Here, hoe gaan ons nou maak nie? Hulle sê, maar die Here is goed, en aan sy liefde is daar geen einde nie. En terwyl hulle sing en eer, gee aan hom, bewerk hy teen jou vyand. Prys! Die oorwinning lê in jou mond. Die oorwinning lê in jou mond. Gee eer aan die Here. Gee hom die prys wat hom toekom. Nie aan jou omstandighede nie. Maar Here, ek prys U. Al het ek niks, ek prys. Ek prys. Ek prys U. Aan my omstandighede. Ek kan nie besoek aan my stryd nie. Ek kan nie moeg word nie. Ek weier om te besoek. Jou oorwinning lê in jou mond. En die Here seën. Halleluja. Prys die Here. Prys sy naam. Halleluja.